Hartlike goeiemôre van my kant af weer eens. 'n Voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou die pelikane het 'n wonderlike manier om dan ook vis te vang. En dit is dat hulle baie keer in groepe swem en dit sal gewoonlik in 'n lynvorm of 'n U-formasie wees. Dan dryf hulle die visse na die vlakwater toe deur hulle vlerke op die water te klap. En wanneer die vis dan in die vlakwater is, dan skep hulle die visse op met daardie snavels van hulle. Die bruin pelikane duik gewoonlik op die visse af en hulle sal dan ook hulle bekke tilt wanneer hulle die vis in hulle bekke het om die water uit te kry en dan sal hulle dadelik die vis dan ook sluk. Jong pelikane steek hulle bekke in hulle ouers se keel om van hierdie kosse dan ook in die hande te kry. Ook maar 'n wonderlike manier hoe die Here ook hulle geskape het. So kom ons weer eens by die opdrag van die Here Jesus in Markus 10 vers 21, as Jesus dan ook sê, en Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem jou kruis op, en volg my. Ons praat bietjie oor die gedagte van om die Here Jesus Christus te volg, maar meer spesifiek oor die kosteberekening daarvan. Hierdie man het by die Here Jesus gekom en vir hom gevra, watter goeie dinge moet hy doen om gered te word? Die Here sê vir my om die gebooie onderhou, en hy sê, ek doen dit alles van my kindsdae af, en die Here sê toe, maar hy het hom baie lief gekry, en hy sê, een ding kom jy kort, om die hemel te bereik, en dit is, gaan verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. So wat die Here Jesus dan ook vir hom hier kom wys het, is wat is die prys? Daar moet 'n kosteberekening by hierdie man hê, om die Here Jesus Christus te volg, om vir hom te sê, ek het hom lief met my hele hart, met my siel en my verstand. Is daar 'n kosteberekening? En wat was hierdie kosteberekening vir hierdie man? Hy moes sy ideale, sy doel en sy prioriteite verruil vir God se vir sy lewe. Hy moes dit wat vir hom belangrik was, moes hy minder belangrik geag het en God meer belangrik in sy lewe. Daarom, wanneer ons ook hierdie prys moet bereken, moet ons besef dat dit gaan alles partykeer van ons kos. En ja, dit kos alles van jou, want dit beteken ek gewoon moet al my ideale en dinge gaan ek moet prys gee, en ek gaan die Here Jesus Christus moet volg ten koste van dit wat vir my miskien belangrik was. So baie mense jaag na hulle ideale en allerhande dinge vandag, en dan wil hulle in dieselfde asem wil hulle die Here ook dien. En hier kom wys die Here vir hierdie jongman, dit gaan jou alles kos. Dit gaan selfs kos dat jy jou rykdom moet opgee vir my. Is jy bereid om dit ook te doen? En hierdie jongman leer die woord van die Here, het hartseer daar weggaan, want hy het baie besittings gehad. So, wat die woord van die Here hier sê is, hierdie kosteberekening was vir hierdie jongman te hoog. Lukas 5 vers 9 sê, want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaak het. En net so ook Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. Die kosteberekening ook van, om die Here Jesus Christus te volg, gaan ook van my kos, dat ek 'n vissers van mense moet word. Ek moet met mense oor die Here Jesus Christus praat, oor my wonderlike getuienis, wat niemand kan wegvat, van dit wat die Here vir my gedoen het nie. En die lig wat nou in my skyn, moet ek deel met mense. Daarom moet ons Jesus se metode ook volg. Johannes 8 vers 12 sê, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. So die lig van die Here Jesus Christus moet ek 'n draer van wees. En daarom, as ons die Here Jesus Christus se metode volg, moet 1 Korintiërs 15 vers 58 in my lewe ook realiseer. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here.
omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs sal wees nie. Om jou lig te laat skyn en mense van die Here Jesus Christus te vertel, sal altyd lonend wees, en die loon is ewigheidswaarde. Mag die Here vir ons ook dan genade skenk om ons self gewillig te verklaar, alles op die prys die prys te bereken en alles op die spel te plaas, ter wille van ons Here Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U kan dien en dat ons dit met volle oorgawe kan doen. Amen.